Ja, baie dankie aan Michelle, kom ons gee vir haar 'n lekker handeklap. Groot talent hier in die gemeente. En baie dankie vir al die ma's, ons regtig van ons kant af, kan nie genoeg sê, ons waardeer julle regtig baie. Dis so lekker om nog, my ma leef nog, sy is nou 88. So, dis net lekker om 'n ma te hê, sy bid net heeldag vir ons. Ja. So, vandag skop ons ook dan met 'n mini-reeks af, so binne in die ander reeks. So ons is eintlik hierdie hele kwartaal besig om te praat met die gedagte van wanneer liefde werk. Nou miskien net so ter opsomming van die besoekers wat dalk ons vandag besoek. Ons het laas jaar begin met 'n tema wat ons gesê het, wat beteken dit nou dat Jesus Christus die koning is van ons lewens? Dis daai kroon wat dit voorstel. Ons het gepraat oor wat beteken dit as sy heerlikheid kom. Ons het vir mekaar gesê, hy het gesterf en hy het opgestaan en met sy sterwe, met sy opstanding, het daar 'n nuwe era aangebreek. Die Jode het gedink, daai era gaan eers aan die einde van alle tye gebeur, en toe kom hy, toe staan hy sommer hier in ons korrupte era, staan hy op en hier breek 'n nuwe era aan. Hy is nou die koning. En hoe werk dit nou dat hy koning is, en hoe moet ek nou my lewe inrig? So, saam met 'n nuwe era, sê hy vir ons ook in die skrif, kom daar 'n nuwe gebod, daar's nou 'n nuwe ooreenkoms. Hierdie gebod is, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, so sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. So, ons word geken in ons omgewing, in George, in die werkplek, die beeld wat ons uitstraal na die wêreld toe daar buite, hoe hulle gaan weet, Jesus is die koning van ons lewens, is ons moet in liefde optree. En toe sê ons vir mekaar wat baie belangrik is, dis nie my definisie van liefde nie, dis nie Google se definisie van liefde nie, maar is hoe die drie eenheid praat oor liefde en hoe hulle sien liefde is, soos dit dan daar in die hemele is waar die drie eenheid is, so moet dit nou hier op aarde deur my lewe, known by his love, deur my lewe geken word. Maar die wonder van die storie is, ons het gaan kyk na Korintiërs hierdie jaar, en die wonder van die storie is, hy laat ons dan met hierdie woorde, hy sê, mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees. Die wonder van die storie is, die Here kom en hy sit, sê Korintiërs, die Heilige Gees in ons, want niemand kan erken dat hy die koning is, behalwe deur die Heilige Gees nie. So almal van ons het die Heilige Gees, en daar's nou 'n ooreenkoms, gemeenskap, 'n partnership met die Heilige Gees, en die Heilige Gees werk in ons lewens, om ons nou te leer, hoe om hierdie goddelike, onvoorwaardelike liefde uit te leef. Hoe om dit uit te leef. En ons wil vandag begin deur te sê, wanneer hierdie liefde dan werk van God, hier in ons lewens, hoe werk sy liefde binne in verhoudings? Ons almal staan in verhoudings. Die mense waar langs jy sit, of dit nou jy die hand vashou of nie, jy staan in 'n verhouding. Jy staan by jou werk, by jou universiteit, by die skool, sport wat jy beoefen. Oral staan jy in verhouding met mense. En wanneer liefde begin werk binne verhoudings, hoor nou mooi, en dit werk op die goddelike manier, dan sê die skrif, dan bring dit vir jou lewe. Maar hierdie liefde wat baie belangrik is, gaan ons nou vandag uit die skrif uit sien. Hierdie liefde wat werk, en ons wat die Heilige Gees, wat nou saam met ons leer hoe hierdie goddelike liefde in ons werk, is nie iets wat jy op 'n dag net ontvang en dan het jy dit. Dis iets wat jy moet inoefen. Jy moet dit inoefen. You must train. Nou net gou, kom ek begin so, deur dit te sê. Enige iets wat 'n mens in hierdie lewe beoefen, of wat jy oefen, daarin groei jy. As jy byvoorbeeld dink, toe jy uit die skool uit gekom het, het jy besluit om iets te gaan swat op universiteit. Sê nou maar jy het gaan swat om 'n CA te word. So jy het al op skool, het jy begin boekhou doen, en jy het al daai goed rekeningkunde gedoen, toe leer hulle nou op universiteit vir jou, toe gaan jy in die werksplek,
toe begin jy te beoefen. Hulle gee vir jou maatskappy se boeke en sê, doen die tax en doen die goed. En jy begin dit. En met tyd wat jy dit beoefen, raak jy goed daarin. Alles wat jy beoefen, alles waarin jy op aandag, waarop jy fokus, wat jy intentioneel doen, word jy in goed. So as jy byvoorbeeld 'n ou kry wat swys. As jy vir my vra om te swys, dan is dit aan en af, sulke klonte wat daar sit. Maar vra vir 'n swyser, iemand wat dit elke dag van sy lewe doen, gaan kyk hoe mooi sy. Hoekom? Want hy dit beoefen. So my vraag is, wat beoefen jy in jou lewe? Waarop fokus jy? Nou hier's wat ek vir jou vandag wil sê. Hierdie hele reeks gaan oor ons wat liefde, goddelike liefde moet beoefen. Maar die Heilige Gees help jou om dit te beoefen. So beoefen mense verskillende goed. Daar's party mense wat glo, hulle beoefen om krities te wees. Hy het 'n kritiese oog. Orals waar hy kom, sien hy net die negatiewe raak. Hy sien net altyd foute raak. Hy sien net altyd foute in ander mense se lewens raak. En hulle het baie keer 'n blind spot, hulle kom dit nie eers agter nie, maar dis omdat hulle die hele tyd daarop fokus en 'n oog daarop kry en dit eintlik beoefen. Daarom sien hulle dit al hoe meer raak en dit word al hoe erger, dis soos 'n spiraal. Jy kan 'n ou wat krities is oor enige iets, of wat die glas altyd halfpad leeg sien, kan jy vat, jy kan hom op Mauritius sit, in die mooiste weer, met die mooiste ding, hy sal waaragtig op Mauritius 'n fout kry. Hy sal jou vertel hoe sleg is dit. Hoekom? Want hy oefen dit. Hy beoefen negativiteit. Wat beoefen jy? So die Bybel is duidelik, dat liefde is iets wat ons, goddelike liefde, God se manier van liefde, is iets wat jy gaan moet inoefen. Nou kom ek begin vandag met hierdie skrif. Paulus skryf vir die jong Timoteus. So hy skryf vir julle jong manne wat hier voorsit. Hy sê, oefen jouself om Godvreesend te leef. Daai woord Godvreesend, skryf die kommentare, kan vertaal word met iets soos, oefen jouself om geestelik te wees. Ek het groot geword en gedink, geestelikheid is, mense moet in die gawes beweeg, dis die ou wat die meeste bid, en dis die ou wat die meeste van die woord weet. Dis geestelik. Nou kom hy en hy sê, geestelikheid is iets wat jy moet beoefen. Jy moet dit oefen. Die Engelse vertaling sê so mooi, hy sê, go into training in godliness. Dan gaan hy verder, dan sê hy, want liggaamlike oefeninge is wel in 'n geringe mate nuttig. So die Bybel erken, die tye in daai tyd ook, die Grieke, hulle het geweldig baie tyd aan hulle liggame spandeer. So oefening, sê die Bybel, is belangrik, daar's niks meer verkeerd nie. Hy sê, maar Godvreesendheid, geestelikheid, is nuttig in alle opsigte. Dan sê hy, dit hou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. Nou onthou nou, die toekomstige lewe het reeds aangebreek met Christus se opstanding. Die liefde wat hy vir ons sê, ons moet beoefen, die liefde van die nuwe era, van die toekomstige lewe, gaan in hierdie lewe, moet jy begin inoefen, maar liefde gaan in die volgende lewe bly. Dis die basis. Dis hoekom hy sê, begin dit nou reeds in te oefen toe hier saam met mense. Jy moet nou reeds leer om van mense te hou. Die ou waarvan jy nie hou nie, word dalk eendag in die toekomstige wêreld jou buurman. Dis ewig. Dis lank. So jy kan net sowel nou leer om hom lief te hê. Hoor hoe beskryf die kommentare, hoor gou hier, hoe praat hulle oor hierdie godsvreesendheid, hierdie godliness. Hulle sê, but the kind of person who reflects God's image. So geestelikheid is om God se beeld uit te beeld. One who has taken himself or herself in hand has seen the need to develop properly as a fully human being. Ons het al baie gesê.
om volledig mens te wees, is om vas te stap in Jesus. And taking appropriate action. So met ander woorde, dis ek wat myself vat aan die kraag, saam met die werking van die Heilige Gees, en sê, Here, help my, leer my die pad van geestelike lewe. Leer my hoe om in liefde te leef. Geestelikheid beteken, ons werk saam met die Heilige Gees. Deur onsself doelbewus te oefen. En nou gaan ons in hierdie reeks sê, hoe beoefen ek dan verhoudings? So ek wil vandag met 'n gedeelte begin uit die Bybel uit as basis vir ons reeks oor verhoudings, want ons kan dit toepas in ons huwelike, ons kan dit toepas in ons werksverhoudings, enige verhouding wat jy het. En hier is hoe die Bybel begin praat, wanneer hy begin praat, Efesiërs 5 vers 18 tot 21. Hy lê die basis, onthou wat ons gesê het, wanneer die liefde werk is, wanneer die Gees werk, wanneer die Gees werk in jou. Nou begin Efesiërs 5 vers 18 so, word vervul met die Gees. Onthou, jy het die Heilige Gees in jou, om vervul te word, beteken, jy word nou tot oorlopends toe vol, met ander woorde, dat die Gees se werking in jou, begin nou, wat Marie het hulle vanoggend soos kaneel, dit begin nou so te suurdeeg deur jou lewe. Maar is baie interessant, ek het 'n bietjie die kommentare gaan nalees, net oor daai vers 18, word vervul met die Gees. Daai word vervul met die Gees, skryf die kommentare, is soos 'n opdrag. Nou, opdrag in die Bybel is amper, wil ek vergelyk, altyd met iets soos 'n voorskrif. As jy siek is en die dokter gee vir jou voorskrif, dan het jy 'n keuse, jy kan die ding gaan ingee by die apteek, jy kan 'n pil kry en kan gesond word, of jy kan vir 2 weke bloei, kies. Kies. Dis 'n opdrag. Onthou wat hy sê, geestelike lewe lei na lewe. Om liefde in te oefen, gaan jou bring by lewe. So wanneer hy hier sê, word vervul met die Gees, laat toe, laat die Gees so suurdeeg deur jou suiwer, dan sê hy, dis 'n opdrag, dis 'n voorskrif, wat gaan jou help? En dan kom hy, kyk wat sê hy verder. Hy sê, nou, ek wil nou nie 'n taalles gee nie, maar kom ek sê net, dit wat hy nou verder gaan skryf, vers 19, 20 en 21. In die Griekse vertaling is dit die present continuous tense. Hy gee eintlik vir jou 3 particulars. Hy gee vir jou, in die Engels gaan dit mooi sê, die ingwoorde. Hy gee vir jou 3 beskrywende woorde, wat eintlik vir jou sipeek gee, wat vir jou sê, hoe voer ek nou hierdie opdrag van word vervul met die Gees? Hoe voer ek dit uit? So hy skryf die volgende. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Is interessant, hè? Ons het nou saam gesing. Baie mense sal vir my baie keer sê, as ons so saam sing, dan een ou sal sê hy begin huil, ander ou sal sê hy kry hoendervleis, hoe ek al sê, maar jy ervaar die Gees werk hier tussen ons. Gees is besig om te werk. Hy werk in jou eie lewe. So word vervul, laat hy suurdeeg word, is 'n manier wat jy kan doen, is sing psalms. Sing tot eer van die Here. Kyk wat sê hy verder. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, so deel om vervul te word met die Heilige Gees, is om in dankbaarheid teenoor God te leef. Maar dan vat hy hier 'n ander wending. So, daai eerste 2 het ons nie 'n probleem met Gees vervul, om met die Gees deurdronge te wees, is om psalms te sing en eer aan die Here te bring, vir hom te sê, dankie vir alles. En dan sê hy verder, en, vers 21, en, moenie vergeet, aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So hy kom dadelik en hy trek, vervul met die Gees, trek hy dadelik in verhoudings in. Is om onderdanig te wees, wat sê die Engels, in reverence to God, in vrees vir die Here. Nou kyk hy,
ingwoorde wat die Gees beskryf in die Engels so mooi. Hy sê, but be filled with the Spirit. Speaking, daar kom die inks, die ING, daar kom hulle nou in. Dit verduidelik, hoe word jy Gees vervul? Speaking to one another in psalms, in hymns, in spiritual singing and making melody in your hearts to the Lord. Giving thanks, always things to God the Father in the name of our Lord Jesus. Submitting to one another in fear of the Lord. So om gevul te word, om vervul te word met die Gees. Een van die 3 goed wat hy sê is, submitting to one another. Om onderdanig te wees aan mekaar. Hoor nou mooi wat hy sê, in vrees vir die Here. Nie ek is onderdanig aan mekaar, in vrees vir mekaar nie. Dis nie in respek vir mekaar nie. Dis nie 'n nice ding om te doen nie. Dis 'n goddelike ding. Om die ander persoon se belange bo jou eie te stel. Dis 'n goddelike, soos in die hemele. So kom God die Vader, hy gee dit oor aan Christus. Christus gee dit oor aan die Heilige Gees. Passing on the power. Hy gee dit oor. Hy sê op dieselfde manier, moet ons dit doen aan mekaar. Hoe kan ek dit gou sê? Julle sit in vreeslik heilig hier vanoggend. Dit voel amper vir my of ek met myself praat. Maar kan ek net vandag vir julle sê, om onderdanig te wees aan mekaar, om onderdanig te wees as die basis van alle verhoudings, om 'n ander persoon se belange bo jou eie te stel, is waaragtig, hoor wat ek vandag vir jou sê, dis iets wat jy vir die res van jou lewe gaan moet inoefen. Dit kom nie van self nie. Want as jy kyk en jy gee jouself net bietjie aandag, dan spring self uit. En een van die beste maniere wat God doen, om jou te help, om met hierdie self te werk, hy sit jou in die huwelik. Want as jy dink by huwelik, gaan dit oor self. Gaan alles oor die ander persoon. En ek sal vir die res van my lewe daaraan werk. So ek kom nie vandag en sê vir julle, wat het ek bemeester nie. Ek kom vandag vir julle sê, wat sê die skrif? Ek wil nog baie groei, vra van Mariet. Maar dis die basis van alle verhoudings. Dis wat jy moet inoefen. Dis waarmee die Gees jou wil vul. Dis waarmee die Gees jou wil help. Elke dag stel die ander persoon bo jou. Submitting to one another. Submitting to one. Onthou, in die Bybel, kom die Bybel duidelik en hy sê, onthou nou dat ons in Christus is, daar's nie meer man of vrou, Griek of slaaf, vry, daar's nie meer sulke goed nie, ons is almal gelyk voor God. Maar hier so wil jy lewe hê, want dis wat hy sê, oefen train jouself in hierdie geestelike goed, train jouself daarin, dit bring lewe in alle opsigte van die lewe. Hier is 'n beginsel vir 'n Christelike lewe, hoe ons uitbeeld ons is Christene, hoe ons uitbeeld na die wêreld toe, submitting to one another. Ek dink een van die beste voorbeelde wat ons kan leer, vandag, toevallig Moedersdag, is seker by 'n ma. Want ek ken nie 'n ma wat nie haarself meer as, ek wil nie sê, sy vergeet van haarself, sy gee haarself vir haar kinders. Niks is ooit te veel nie. Jy raak ook nie ongeduldig nie. Jy sê vir hulle 500 keer iets. So het die Here ook geduld met jou, die Gees werk saam met jou. Daar's nie 'n genadelyn nie. Hy gaan saam met jou, hy gaan jou help. As God die goeie werk in jou begin het, sal hy dit eindelik voltooi tot die dag as Christus kom. Hy gaan met jou werk. Hy gaan jou help. Kom ek wys vir jou, hoe praat die skrif verder oor hierdie gedeelte. Hy brei uit oor hierdie gedagte van uit respek vir Christus. Kyk wat skryf Paulus nou in die gemeente van Filippense. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Dan sien jy, daar's 'n koppelteken. Hy sê een in liefde, een van gees, een denke, deur nie iets uit selfsug of ydelle eer te doen nie, maar hoor nou hier, maar in nederigheid die een die ander hoër ag as homself. Submit to one another. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Hoor nou verder.
Dan sien jy, hy sê, deur elkeen nie na sy eie belange om te sien nie, maar na die van ander. Submitting, nederig, ander se belange. Kyk nou, hy sê, laat die gesindheid wat daar in Christus was, ook in julle wees. Dieselfde ingesteldheid wat hy gehad het. Hy het as koning gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Nou kyk nou hier, daarso, kyk nou mooi. Daarso nie gelyk vir ons beskou. Nee, hier's te vinnig. Waar is hy? Kyk, hy ook in julle wees. Dan's daar 'n dubbelpunt, sien jy dit? Hy gaan nou verduidelik hierdie gesindheid van Christus. Hy sê hoewel hy die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Posisie, status. Ek hou van wat die Engelse vertaling sê. Hy sê, did not consider equally with God something to be used for his own advantage. As jy eens begin voel jy verloor in 'n verhouding, dan bou jy muurtjies om jou. Dan wil jy alles beskerm. Jy raak jy selfsugtig. Die ouens advantage. Hoor nou weer, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Hy het dit beoefen. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood, ja die dood van die kruis. Wat hoor jy hier? Christus, gestalte van Christus, ons moet gelykvormig word. Hy het in nederigheid gekom. Wat beteken nederigheid? Nederigheid is nie om min van jouself te dink nie. Nederigheid beteken om min aan jouself te dink. Dis die moeilikheid. En hoe word kinders groot? Hulle dink net aan hulle self. Niks nie hulle nie. Maar dis soos ons is. Nou kom die Bybel en sê, hier's wat jy moet inoefen, hierdie liefde, known by his love, wat die wêreld gaan ken, hierdie goddelike liefde, soos in die hemel is so op die aarde, hierdie liefde van God, is iets wat die Heilige Gees jou mee word vervul, hy gaan jou help, hy's in jou, hy gaan jou help, dat dit jou hele lewe sal suurdeeg, dis wat jy gaan moet inoefen. Hy sê, wat moet jy inoefen? Submitting to one another, submitting to one another. Hoe doen jy dit? Wees nederig, playing second fiddle, wees nederig, wees staan twee, moenie jouself op die voorgrond plaas nie. Met meer aan die ander persoon se belange ding. Dit is moeilik. Vader, Here. Ek gee my lewe weg, ek wil net 'n bietjie aan myself ook dink. Hoor hoe skryf Paulus, hoor hoe skryf hy. Romeine 12 vers 10. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Ek hou van hoe die Message parafrase daai gedeelte beskryf. Hy sê, be good friends who love deeply. Hoor nou mooi. Practice playing second fiddle. Nou vir 'n ou wat my kennis oor musiek het ek glad nie geweet wat dit beteken playing second fiddle nie. Toe ek het gaan chat. Okay, net sien wat sê chat oor hierdie storie. Hier's wat chat sê. Hy sê die volgende: in 'n strykorkes, whatever dit is, maar julle sal weet, kry ons gewoonlik die eerste viole wat die melodie speel. Maar dan kry jy ook die tweede viole, altviole en ander viole, altviole en trellos, whatever dit is, wat harmonie inbring. Een viool is pragtig, maar wanneer die ander harmonie bykom, bring dit 'n ander dinamika. Dit bring 'n geheel van klank wat 'n ander tipe krag of klank na vore bring. Die ander viole wat die harmonie bring, is nie minder belangrik nie. Inteendeel, dit bring die volheid van die klank. Daar word 'n groot klank oorgedra om elkeen sy plek te vul. Practice playing second fiddle. Vir die ouens wat op Strengthfinder die kwaliteit het van kompetisie, sterkte.
jy gaan dag en nag gevul moet word met die Heilige Gees. Want jy wil mos altyd eerste wees, en die beste wees. En dit waaroor die gesprek gaan. Maar vir die res van ons, practice, inoefen, second fiddle. Dit gaan oor die harmonie. Dink 'n bietjie aan verhoudings. Baie keer wil ek my punt bewys. En dan stap jy weg sonder harmonie. Groot moeilikheid. Eie stupidheid. En dis 'n inoefen, luister, dis hoekom ek het vir julle sê, dis 'n inoefen vir die res van ons lewe. Vir die res van ons lewe. Nou jy kan nou hier staan en sê, ag man, jy praat 'n klomp gemors. Kom ek wys vir jou, wat is die teenoorgestelde? Ek het net gaan kyk bietjie, wat sê die Bybel? Is die teenoorgestel. Jakobus is mos soos die Spreuke van die Nuwe Testament. Maar hoor wat sê Jakobus, wat skryf hy? Jy kan kies om die teenoorgestelde te volg. Hy sê, Jakobus 4 vers 1 en 2, hy sê, waar kom stryd vandaan? Waar kom rusie onder julle vandaan? Hy sê, kom dit nie van julle, hoor nou mooi, selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Wie's binne in jou? Die Heilige Gees. Wat is die kwaliteite wat die Gees wil openbaar? Submitting, nederig, playing second fiddle. Maar sien, wanneer ons nie wil toelaat dat die Heilige Gees ons oorneem, suurdeeg deur nie, wanneer ons nie gevul wil word met die Heilige Gees, ons laat dit nie toe nie, dis wanneer die selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed. Julle wil dinge hê, maar dit kry dit nie, en dan wil julle moord pleeg. So is die teenoorgestel. So nou kies nou. Onthou nou wat daai eerste gedeelte wat ons gesê het, beoefen Gods vrug, dit lei tot lewe in alle opsigte. Of volg jou eie kop. Volg jou eie selfsugtige begeertes. Kry altyd jou sin. Is altyd reg. Jou oog is die beste mos. Alles wat jy doen is reg. Jy kan nooit 'n fout maak nie. Maar waar gaan jy opeindig? Jy gaan mense verloor. Die Bybel lê ons met mense wen. Wat se beeld straal jy uit? So jy weet, as ek kyk na my eie lewe, dan sê ek, Here, help my. Help my, want ek dink nie dis iets persoonlik. Dink ek nie dis iets wat jy ooit op die plek gaan kom waar jy nou voel, ek playing always second fiddle. In sekere omstandighede is dit maklik, en ander is dit moeilik. En dan elke nou en dan spring hierdie ding op sy selfsug weer uit. Weet ek, gaan met hom aan nie. Dan spring hy uit. Dan moet ek weer sê, Here, vergewe. Maar weer terug gaan sê, hey, sorry hoe ek opgetree het. So is iets wat jy inoefen, dis iets waarop jy gefokus is, dis iets waarop jy ingesteld is. Maar onthou, dis 'n ingesteldheid, dis 'n fokus saam met die Heilige Gees. Dis daai partnership met die Heilige Gees. En God het baie geduld. Net soos jy baie geduld met jou kinders het. Baie geduld. En hy is bereid om die lang pad met jou te loop tot die dag dat jou hare grys is en jou kop neerlê. Dink ek is dit 'n inoefen. En dan volg die volgende lewe. Dan gaan jy hom bydien weer inoefen. Moenie dink dit gaan makliker wees. Want die broer waarvan jy nie hou nie, is dalk jou buurman. Verhoudings. So belangrik. So verlanglik. En kom ons werk hard daaraan. Sodat ons uitbeeld. Hierdie goed wat ek vandag vir jou sê, is nie maklike goed nie. Maar kom ons begin vandag net deur te sê, Here, dankie dat U in my is, vul my. Maar ek wil submitting to one. Uit eer vir die Here. Vir die Here. Want dis wat hy gedoen het. Hy het homself verneder. Hy het dit nie tot sy advantage gebruik nie.
En nou daai selfe gesindheid, ek wil hom inoefen. Ek wil hom inoefen. Kom ons maak ons oë toe. As die liefde werk. As die liefde werk in verhoudings, bring dit lewe. Hoe sluit ou Paulus 2 Korintiërs 13, hoe sluit hy dit af? Hy sê, mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Dis die bemoediging wat ek vir jou vanoggend wil gee. Dis nie kastei jouself nie. Dis 'n inoefen, dis 'n samewerking met die Gees. Hy sal in julle bly. Hy sal julle leer en julle lei. En hy gee nooit op nie. Hy gee nooit op nie. Hy werk in ons. Ek wil nie 'n selfsugtige mens wees nie. Ek wil nie. So Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en U manier hoe U dink oor verhoudings is net soveel anders. U definisie van liefde. En help ons om hierdie liefde in te oefen. Sy inoefen, train, practice. En dankie dat U die Gees in ons gesit het, wat ons help. Dankie o Heilige Gees dat U geduldig is. Dat U saamwerk. En ons werk saam met U. Want ons wil lewe hê. En lewe